Dikwels wanneer ons aan Jesus se lyding dink, dan dink ons dadelik aan die geselslae, die doringkroon, die bloed, die pad op pad kruis toe, die kruisiging self, die kruiswoorde. Markus 14 wil ons herinner dat daar ook 'n ander element was wat bygedra het tot sy lyding. Hy moes sy lyding heeltemal alleen in die gesig staar. Niemand was daar vir hom nie. Dat toe hy ander nodig gehad het, mense wat hom moes bystaan, het hulle hom heeltemal alleen gelaat. Vanaf Markus 14 vers 32 slaan Markus die spyker van eensaamheid dieper in. En Jesus word uitgebeeld as heeltemal alleen, menslik gesproke, geen vriende, geen volgelinge, en hierdie alleenheid sou uitloop op my God, waarom het U my verlaat? Daarvan vers 32 is hy in die tuin van Getsemane en hy's beangs en benoud en hy praat met sy disippels daaroor en dan sê hy vir hulle, bid saam met my. Maar hulle raak aan die slaap en hy bid alleen. En op 'n stadium kom Judas die verraaier daaraan en hy verraai Jesus met 'n soen. Maar saam met hom was daar 'n klomp mense met stokke en swaarde. En Jesus vra vir hulle, hoekom kom julle met stokke en swaarde? Julle kom my op 'n ander plek gevange geneem het, daar waar ek in die openbaar bedien het. En uiteindelik sê hy dan, dit is reg sodat die skrif vervul sou word. En dan lees ons vers 50, toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. Hoe hartseer is hierdie vers nie? Die disippels het almal van die beker van die nuwe verbond gedrink. Hulle het almal gespog dat hulle saam met hom sou sterf. En nou het hom almal in die steek gelaat en gevlug. Ten spyte van wat hulle almal gesê het hulle almal gevlug. Hulle het letterlik weggehardloop en Jesus alleen gelaat. Verstaan jy dat dit bydra tot sy pyn? Ja, natuurlik sal Petrus en Johannes nog 'n bietjie in die prentjie wees, tot Johannes se krediet, hy was daar met die kruisiging, toe Jesus Maria sy ma in Johannes se sorg toevertrou het. Petrus sou gedurende die vroeë stadium van Jesus se verhoor in die skaduwees geskuil het, waar hy 3 keer Jesus sou verloon. Die disippels, wat Jesus vriende genoem het hom almal verlaat. Ons moet op ons hoede wees, dat ons ook nie ons geloofsbelijdenisse laat vaar nie. Laat ons nie roem op die woorde, ek sal nie, maar laat ons eerder ons geloftes in gebede verander. In die woorde van Jesus, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Maar daar sou nog een wees wat sou weghardloop. En ek weet nie of julle al ooit hierdie verse raak gelees het in die Bybel en of julle dit ken nie. Markus 14 vers 51. 'n sekere jong man is saam agter Jesus aan, met net 'n doek om sy lyf. Die mense gryp hom toe, maar toe, vers 52, maar hy het die doek gelos en kaal weggehardloop. Toe al die ander disippels weggehardloop het, hulle wat 3 jaar saam met hom was daar nog wel hierdie een naamlose volgelinge wat saamgeloop het. Een wat vir Jesus was, teenoor die baie wat teen hom was. Een teen baie. Toe almal wat name gehad het, al die Petrusse en Johannesse en Jakobusse en Thomasse, tou opgegooi het en vreesbevange weggehardloop het hierdie anonieme volgeling na vore gekom. Sien julle hom? Herken julle hom? Sien julle hoe blink sy oë vir bewondering vir Jesus? Merk julle sy liefde vir Jesus op? Hoor julle hoe hy onbevrees Jesus volg en verkondig dat hy die ware verlosser is? Nee, ons hoor dit nie en ons sien dit nie. As dit maar net so was, dan sou Jesus se lyding, sy kruisiging en sy dood nie so eensaam gewees het nie. Maar toe die mense, en hulle is ook naamloos, na hierdie jong man begin gryp, het sy moed hom begewe. En wie hierdie jong man was,
uit Jesus gevolg. Die meeste skrifverklaarders meen dis dalk Markus self, maar ons weet nie, maar hy hardloop weg. En so is die Here Jesus weer eens alleen gelaat, alleen in sy vernedering en lyding. Wat sou ons kon aflei uit hierdie gedeeltes uit? Natuurlik, Markus wil beklemtoon hoe eensaam Jesus was. Een ding is duidelik in die verhaal, Jesus is verlaat deur almal wat na bewering aan sy kant was. Niemand het by Jesus gebly nie, nie eers hierdie dapper jong man wat van plan was om hom te volg nie. Hy is in die steek gelaat deur diegene wat hy gekom het om te red. Hoor mooi, Jesus is verlaat deur diegene wat hy gered het. En Jesus het hulle op verskillende maniere gered. Hy het hulle te midde van storms gered. Hy het hulle ongetwyfeld gered van hulle vyande en sy vyande. In sy gebede het hy beslis vir hulle ingetree. Hy het hulle gered van slegte, foutiewe teologie. Hy het hulle van waardelose herders gered. Hy het hulle van hulle sondige gesindhede gered. Hy het hulle gehelp om nie te dink, om hulle lewe te heroriënteer. Hy het hulle oë oopgemaak vir die wêreld wat onder heerskappy van God is. En natuurlik het hy self gesê, sou hy hulle binnekort van sonde en Satan en die dood verlos, wanneer hy aan die kruis gehang het. Hy sou hulle uit die domein van die duisternis verlos, en hulle in sy koninkryk inbring. En ten spyte van al hierdie redding, van sulke verlossing, het hulle hom verlaat. Sien Jesus, terwyl hy daar alleen staan, verlaat deur sy kerk, en binnekort deur sy Vader. Maar hierdie gedeelte wil ook vir jou sê, hy weet presies hoe jy voel, as jy een kant toe geskuif word. Hy is daardeur. Hierdie gedeelte wil ons ook troos vir daardie tye, wat ons so alleen voel. Jesus se alleenheid herinner ons daaraan, dat hy ons erge, angste en verlange verstaan. Hy het die ergste vorm van eensaamheid ervaar, sodat ons dit hoef te ervaar nie. Deur sy offer weet ons, dat ons nooit van God sou verlaat word nie, selfs in ons donkerste oomblikke. So wanneer ons deur moeilike tye gaan, wanneer ons eensaamheid beleef, kan ons die troos ervaar dat hy weet, hy verstaan waardeur jy gaan. Wat sou ons nog kon sê oor hierdie gedeelte? Dink hier is die ding, alhoewel hierdie alleenheid sy lyding vererger het, was dit vir Jesus nodig om alleen te wees. Want net hy alleen kon vir die sondes van die wêreld sterf, sê Handelinge 4 vers 12. En dit wat hy op die punt was om te doen, sou niemand hom kon bystaan nie. Niemand kon nie. Hy sou alleen moes staan as verlosser, omdat hy alleen geskik was om die oordeel van God in ons plek te dra. Miskien raak hierdie verslag van die naakte jongman wat weghardloop ons dalk die meeste. Want soos hy verkies ons en probeer ons om naby Jesus te bly. Maar ons sou ook moes erken, as die druk kom, verkies ons eerder om met skaamte en naaktheid saam te leef, as om die prys te betaal om te erken dat ons hom ken. Het jy hierdie week weggehardloop, as om op te staan vir Jesus? Het jy jou lig onder 'n maatemmer weggesteek? Het jy die afgelope week God se waarheid afgewater? Het jy die maklike maniere gekies om te vlug, eerder as om op die moeilike pad te bly en die prys vir getroue disippelskap te betaal? Miskien het die Heilige Gees verseker dat Markus die identiteit anoniem hou van hierdie kaal jongman, sodat ons name daar kan invoeg.
Wanneer ons dan vra wie het Jesus verlaat, dan moet die antwoord wees, dit is ek. En selfs dit vergewe die Here. Jesus se alleen pad het gemaak, dat jy 'n nuwe hoofpad het om op te leef. Getsemane tot Golgotha se opskrif behoort te wees, my lewe vir jou. Jesus se lewe en sy pad vervang jou pad op die hoofpad na die dood. Daarom kan jy elke dag antwoord, my lewe vir U. So kom ons sê vir die Here dankie vir sy gewillige gehoorsaamheid om deur almal versaak te word, sodat ons deur God aanvaar kan word. En daarom kom ons nooit te dikwels sê, halleluja, wat 'n verlosser nie. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U lewe vir ons afgelê het. Dat U bereid was om aan 'n kruis te hang ter wille van ons. En vergewe ons dat ons nog steeds U wegstoot, een kant toe skuif, weghardloop van U af. Vergewe ons daarvoor. Ons wil ook kom sê soos wat U gesê het, my lewe vir julle. Wil ons op 'n punt kom wat ons wil sê, my lewe vir U. Help ons daartoe. Amen. Mag dit met julle elkeen goed gaan. Mag die Here vir jou seën. Mag jy die nabyheid van die Here elke dag in jou lewe ervaar. Ons gesels weer. Totsiens.